plus ek kan nie aftree nie. Okay? So ek het gister bedank by my werk. Ek gaan eers 'n bietjie naweek hou en dan na die naweek sal ek terugkruip om te hoor of hulle vir my 'n plekkie het. Kyk of hulle weer vir my gaatjie het. En as hulle nie vir jou gaatjie het nie, dan sien jou probleem. So Reino, jy sê die Amarok staan te veel. Ja, ek dink totaal te veel. Hulle sê as ek nou so staan, dan staan 'n breek uit. Ja. En die ander ding is as jy Amarok staan, dan kamp ons te min. Daar is die ander ding. Ja, is die ander ding. Die ander probleem, nie die ander ding nie, die ander probleem. Ja. So wat het gebeur? Wat het 2 dae? 2 afgelope dae. My skoonma het altyd gesê, is nie so lekker op die oomblik nie, maar is 'n lekker storie om agterna te vertel. Daar het nou soveel dinge eenvoudig in die laaste 2 dae verkeerd geloop. Dit het eintlik al 'n soort van Desember maand begin. In Desember maand het ek nog gekyk, dan kyk ons maar altyd, is daar nie 'n kar wat dalk 'n diens kort in daai tyd nie, en so het ek die Amarok gekyk en gesien, nee wat, hy is nog op 12.000 kilos, hy moet eers op 15 gediens word, en toe is hy, want ons sou nie baie kilos ry in Desember maand nie, so ons het nie geworry om te laat diens nie, ek wagte net maar dat hy sy kilos uitdoen. En toe Desember maand toe ry ons een dag in Cederberge toe, en toe kom my kar van vooraf tel net so groot klip. En hy... Hoe groot klip? Net so groot klip. Dit moes 'n klip gewees het met 2 punte, want hy het so 2 gate in die vooruit geslaan. Die is nou nie 'n regtig groot probleem nie, want dit laat maak ons weer reg, versekering betaal, en daar ry ons weer, no problem. Gister het ons uiteindelik, daar was 'n probleem, hulle het by die verkeerde versekeringsmaatskappy aansoek gedoen vir die eis. Hulle het nog gedink, ons is by een maatskappy, maar ons het tussen geskuif na 'n ander maatskappy toe. En toe dit nou so 'n bietjie gedreg, en ons het dit toe nou gister laat doen. Was gisteroggend, hè? Ja. Ja, gisteroggend. Ons laat doen dit nou, ons ry die naweek. Ons gaan kamp, ons laaste, die jongste kleindogter se eerste kamp hierdie naweek. So ons gaan nou so 'n bietjie vooruit, dis donderdag nou, en ons sal nou hier donderdagmiddag by 12:00 se kant ons ry. Dit is nou 4:15. So 'n paar dingetjies het tussen skeef geloop gister, toe ons die Amarok gaan haal. Van die ruit af. Toe hulle die ruit vervang het, en ons gaan haal die Amarok op pad terug, gaan die olieliggie aan. En nou, dis nou onmiddellik stresfaktore, ons stop langs die pad, en nou kyk ons, is daar, is dit nou, jy wonder nou, is dit olie druk, is dit te min olie, wat is dit nou, check ons die olie? Ja, olie is te min. Dit kan ek nou nie verstaan nie, want ek weet, ons het nog kilos oor na die volgende dienste. Ons ry toe nou maar gou tot by die naaste garage waar ons kan olie ingooi. Ja, maar die olieliggie kom nie weer aan nie, maar ons weet nou die olie is laag. Ek ry daar vanaf, ek het 'n werktuigkundige seker so 4 jaar terug het ons verander na hom toe. Ek weet nie of julle weet nie, maar ek het in my lewe nog nooit 'n ander kar gery as 'n Volkswagen nie. En hierdie ou is onder andere 'n Amarok spesialis, maar hy doen ander voertuie ook, maar ek hou daarvan om my Volkswagens na hom te vat. Hy doen goeie werk, alles. Ek ry toe na hom toe, en ons besluit toe nou, ons kyk toe nou, wanneer is die Amarok laas gediens? Ek gaan terug na die faktuur toe. Nee, hy is, daar's nog kilos oor op die
voordat hy 'n nuwe diens moet kom, maar wat ek nooit gedoen het nie, is ek het nooit gekyk na die datum nie. Die datum is toe Mei maand 2023. Want ons nie baie gery het nie. Het die kilos nie opgeloop nie, maar die tyd het uitgeloop en ek het dit nooit besef nie. Die tyd gaan so vinnig verby. Met ander woorde, hy moes al lank al 'n diens gehad het. So dit is probably maar die probleem gewees van die olie. En ons besluit toe nou, ons gaan hom maandag invat vir 'n diens. Ons stop die olie op. Ons gaan nou naweek hou en dan gaan ons terugkom, gaan ons hom maandag invat vir 'n diens. Ja, want dis dan weer volgende naweek, né? Ja. Vanoggend, voordat ons nou sou ry 12 uur, het ek het 'n afspraak gehad in Bellville en daarna moes ek in Durbanville 'n kerkdiens gaan stream, 'n begrafnisdiens gaan stream en daarna sou ons ry. Vanoggend trek weg by die huis op pad Bellville toe. Yes, seker 10 kilos gery. Volgende oomblik weg is my power steering en die olieliggie kom aan. En dit beteken net nie die olieliggie nie, die batteryliggie. Dit beteken net een ding, fanbelt het gesnap. Okay, dit is nou dit is erg, maar ek kan daarom nog ry tot waar ek wil wees. Gelukkig het ek, toe ons die Amarok gekoop het ons 'n probleem gehad ook met 'n fanbelt en die Amaroks, hierdie Amaroks het 'n probleem gehad. Wanneer jou fanbelt snap, dan gooi hy van daai toeientjies in die timing belt en dan stoot hom net so een tand af en dan het jy moeilikheid as jy verder ry. Dit is so goed jou timing belt het gebreek. Dit het op daai stadium gebeur, gelukkig het ek nie gery nie en toe sê hulle vir my, geen probleme nie, hulle het die timing belt reggemaak, maar Volkswagen het intussen 'n adjustment gemaak aan die cover wat oor die timing belt gaan, so as dit gebeur, dan kan hy nie weer daai vertoeiings daarin gooi nie. Gelukkig het ek dit daai tyd laat regmaak, so ek weet toe nou, en die kar loop. Dis nie dat die kar loop, die batteryliggie brand, so ek weet, ek is veilig, ek gaan nou net uit batterye te hardloop, afhangende van hoe lang ek ry. Toe kanselleer ek my Bellville afspraak, ek ry toe nou maar dat ek by die begrafnis kom, want dit is nou prioriteit. Ek wil nou nie hê die kar, ek moet nou stop in Bellville en dan afsit, ek kry ek my weer gestart nie, so ek ry deur Durbanville toe. Tussen bel ek vir Volkswagen, ek bel die werktuigkundige, ek vra, luister, wat moet ek kry? Ek gaan dit nou sommer kry, dat julle nie nog nodig het om te kry. Nee, sê hy, dis reg, ons moet die fanbelt koop en ons moet 'n tensioner koop. Gewoonlik as die fanbelt gaan, dan kry die tensioner ook seer. So ons met die fanbelt en die tensioner, ons gaan doen die begrafnis, ons kom van die kerk af, ek ry weer met my olieliggie wat brand en my battery wat so stadig drop. Ek kom by Volkswagen, ek tel die goedjies op, ek ry weer na hulle toe. Okay, so terwyl ek toe nou na hulle toe ry, bel hulle my, vra vir my, hoorie, wanneer kom jy nou, moet ons vir jou 'n lift oopmaak? Ek sê, ja, ek is op pad. Hulle sê, okay, hulle maak so lank 'n lift oop, as ek daar aankom, dan sal daar 'n lift oop wees, dan kan hulle gou kyk. Want ons wil op naweek gaan. Ons wil nie nou dit môre gedoen hê en dan Saterdag ry ons en Sondag dus terugkom nie. Toe ek daar kom, toe staan daar 'n lift oop. Die ouens wag vir my. Ek het ingetrek, lift is op, hulle het onmiddellik begin. Al twee van hulle. En toe kom hulle agter, maar dit is nie net die fanbelt wat gebreek het nie. Dis eintlik die alternator se poelie. Die alternator het 'n klutchpoelie. Dis daai ding wat gebreek het en hy het veroorsaak dat die fanbelt toe nou gebreek het, wat veroorsaak het dat die tensioner ook beskadig het. Okay. Op die einde van die dag te besluit ons sommer maar ons gaan sommer die diens op doen. Op
die ou einde het hulle toe ek is toe by huis toe, gaan aangaan met die pakkery en alles. Op die ou einde het hulle alles reggemaak wat moet reggemaak word, die kar gediens. Daar was 'n ander paar klein goedjies, onder andere die hoeter het nie gewerk nie, sulke goedjies. En nou is ons op pad. Uiteindelik na 5 ure. Maar ek wil op hierdie stadium wil ek eintlik net baie dankie sê vir die manne van Motormek in Brackenfell. Ek het al soveel goeie diens uit hulle uitgekry. Hierdie ouens regtig gaan uit hulle pad uit om 'n mens te help. Marco, Jaco, Jessie, dis so lekker om onder julle twee se sambreel te wees. Want ek kan regtig enige tyd van die dag kan ek net daar inry as dit 'n klein probleempie is, kyk hulle sommer gou daar ek weer. So ek wil regtig vir hierdie ouens sê, hulle is in Brackenfell, Motormek Auto. As daar van julle is wat wil gebruik maak van hulle, julle is in goeie hande. Hierdie ouens weet wat hulle doen. En hier is ons op pad. Nou gaan ons agteroor sit by 'n vuurtjie. Kan nie wag vir daai vuurtjie nie. So, nou begin die naweek. Ek dink as ons enige ander plek sou moes gegaan het, sal hulle ons probably môreoggend gehelp. Ja. Dan was ons naweek nou meer. Ja. So, dit leer vir jou, laat dien jou kar gereeld. Nee? Is die ander ding. Moenie op die dag. Moenie net op die kilos kyk op die datum ook. Ja. So, vanaand gaan ons 'n vuurtjie maak en ietsie drink. Cheers julle manne. As jy ooit op soek is na 'n oase in die skilderagtige streek van Citrusdal, moet dan nie verder as Koningskop kyk nie. Hierdie is regtig 'n stukkie paradys. Met ons aankoms by die ontvangs is ons vreeslik vriendelik ontvang deur die bestuurder Herman. Hy het ons gehelp om in te boek en ook vir ons gewys presies waar ons moet gaan en vir ons al die inligting gegee wat ons nodig het. Julle kan actually maar kyk tussen 34, 35 en 36 dan YouTube of dat julle soek dit maar uit en dan ek dink ons gaan reg wees. Ja, Dit is baie lekker om te sien nou waar die son lê. Ja, Kyk is rig na die son. Exactly. Ja. Ek dink ons gaan geniet. Ja. Ons gaan wat geskryf as al een bietjie son kan help. moenie dink ons Dis mooi hierso, né? Ja. Miskien Welcome to paradise. Ja. In elk geval nog waar staan ons? Julle is net hierdie kant. So ek gaan nou vir die kode gee vir die hek. Ek gaan net uitry by die hek en draai links. Dis ons kamphek. Dan kom ons weer links Ja, in. en dan kom julle hier in agter die supertube verby. Agter die parkie verby en dan is dit net neer agter. Ja. Dit is 'n sekere kamp. Ja. Daar is verskillende staproetes as ook 4x4 roetes by Koningskop. Ongelukkig het ons dit nou nie hierdie keer gedoen nie, maar dit is regtig die moeite werd en verskriklik mooi. So as jy soontoe gaan, doen jouself 'n guns, sit 'n dag uit en doen dit. Koningskop bied 'n klomp kampeerplekke om van te kies. Almal is op gras en meestal in die skadu van ou eikebome. En elke kampplek skep 'n ontspanne en rustige atmosfeer, sodat jy die natuur ten volle kan geniet.
Lyk my iemand het besluit om vanoggend 'n bietjie in te lê. Môre. Ons kan net tot middagete slaapie. Môre. Maar onthou jy, ek het mos bedank. Ek het nie nodig om op te staan nie. Ons sal seker maar 'n koffietjie wat gaan sit. Ek sal nou opstaan. Word eers gou wakker. Vir die warm somersdae kan jy 'n verfrissende duik neem in die swembad, gevul met koue bergfonteinwater, of jy kan in die dam swem. Trouwens, hulle bied vir jou 3 swemlokale aan. Jy kan sommer net self kies waar jy wil swem. Die ablusiegeriewe is skoon, daar is spoeltoilette en heerlike warm water om in te stort. Daar's ook in die storte lieflike wasbakkies en 'n bankie waar jy jou klere kan opsit, en die storte is regtig groot genoeg om baie gerieflik te wees. So ek het nou vanoggend besluit ek gaan vir ons 'n heerlike pasta slaaitjie maak. Ek het Woolworths orzo pasta gekook, en toe het ek opgesny vir ons eie, groenpeper, tomaties en kaas. Ek het 'n bietjie swart peper oorgegooi, nou gaan ek dit 'n bietjie deurmeng. Kyk, ek glo so van kamp moet jy lekker eet. Lekker baie swart peper ook nog oorgooi. Maar wat is dit? Dit is 'n orzo pasta slaai. O, flip, okay. Alright. Jy kan dit obviously met enige pasta gebruik. Mag ons dit eet? Jy kan dit obviously met enige pasta maak, maar ek het nou gekies om dit. Ons is nou hier by Pikkenierkloof se tasting and sales. Ons gaan gou kyk hoe dit die binnekant lyk. Daar's ook 'n tea shop. Dit lyk baie interessant. So kom ons gaan gou binne toe en gaan kyk hoe dit daar lyk. Ja, dis die lemon, ek sê vir my strofies glaas soet, so ek kan die lemon net weg gaan en net spark in die water. Hoe sit die lemonade by? Is dit nou al die verskillende tees? Ja, maar vir warm en koud. Julle, dis verskriklik warm hier by Koningskop. Dis iets soos 40 grade. Maar dis okay. Kamp is kamp en ons vat dit ons kry. Ons is nou baie ontspanne. Ons wag nou vir ons kinders om te kom, waarvan die jongste enetjie is ons jongste kleindogtertjie van 8 maande. En dit gaan die eerste keer wees wat sy gaan kamp. So ons is baie opgewonde dat hulle nou moet kom.
Ja, vanaand het ons lekker steak, né? Ons was omtrent omring deur verskillende en interessante voëllewe. Al die voeltjies het sommer so daar by ons kampeerplek vir ons kom kuier. Netjie, swem jy bietjie? Swem jy bietjie? Is 'n bietjie koud. Is lekker, ouma, lekker. Daar was die telefone wat op die telefoon. Kamp jy lekker, sussie? Sussie kamp vir haar eerste keer. Dis haar eerste kampete. Ninaatjie is moeg gekamp. Sy vat haar eerste middagslaapie, net om lekker uit te rus sodat sy bietjie later kan lekker saam kuier. Baie lekker hoenderslaaitjie. Hierdie is 'n plek waar kinders weer kinders kan wees. Hulle kan vrylik rondhardloop, hulle kan in die kanoes roei en net hulle self geniet. Die funksielokaal is oop vir kampeerders om rugby en pizza op 'n Saterdag te geniet, indien die lokaal nie vir die naweek bespreek is nie. Ek wil nie eintlik huis toe gaan nie. Nee, so ons maak tyd op, ons maak bacon en eiers op die kos en op die vuur. ja. Bietjie aromat oorgooi. As hy lekker bacon en eiers, as 'n bacontjie, 'n worsie, mushrooms en gebraaide tomaties. Nou gaan ek Die uitsigte oor die kampeerterrein en die berge is pragtig en bied op die regte tyd van die dag uitstekende fotografie geleenthede. Daar is ook stap- en fietsryroetes. Dankie Koningskop, dit was 'n heerlike naweek.